Goed, die eerste vraag aan Dominee Pieter, het is anoniem wat dit vra, en dan word daar gevra, hoe moet ons dink daaroor dat 'n CRL dalk 'n teken is dat ons in die laaste dae lewe? Wat is ons taak en rol in hierdie laaste dae? Dominee Pieter. Goed, dankie. Dankie vir die vraag. Broer of suster, ek kan dalk 'n paar dinge wat ek kan dink noem. Kyk, ek dink wat ek ook kan aansluit by advokaat Oukamp, jy weet, is dat ons definitief in die eind tye leef, maar dit bedoel, as mens die Nuwe Testament lees, dit het aangebreek met die koms van Christus en duur tot by sy wederkoms. So ek dink, 'n mens kan dit definitief sien. Mens moet net ook onthou dat hierdie tipe dinge is dwars deur die kerkgeskiedenis gesien. Dit is nie, jy weet, byvoorbeeld staats oorheersing oor die kerk is glad nie 'n nuwe ding nie. Dit het deur die eeue was daar baie voorbeelde daarvan. Ja, ek dink wat 'n mens vir mekaar ook kan sê is, daar was al baie donker tye in die kerk se geskiedenis, maar dit beteken nie dat die Here nie weer in sy genade vir ons weer beter tye kan gee nie. As mens dink aan die tyd voor die reformatie en tydens die reformatie, hoe donker dit was en hoe baie gelowiges ook die paus as die antichrist beskou het, en tog het die Here daarna weer baie seën gegee. So ek dink ek wil eintlik optimisties reageer op hierdie vraag, deur te sê die kerk moet haar werk doen. En wat is haar werk? Hoe moet die kerk reageer? Die kerk moet haar profetiese stem laat hoor. Sy moet praat hierteen. Sy moet praat daarteen dat kerke, in die eerste instansie dat kerke, of dat mense hulle self kerk noem en in die naam van die Bybel al hierdie wanpraktyke doen. Dit aan die een kant, maar aan die ander kant om ook aan die staat die woord te verkondig en te sê, maar hierdie is nie in orde nie, hierdie is nie binne hulle mandaat nie. So ons moet ons werk doen en dan is daar voorbeelde in die skrif en ook in die kerk se geskiedenis waar op verkondiging van die woord van die Here daar wonderwerke gebeur het. Ek dink aan Jonathan wat vir sy wapendraer daai dag gesê het, wie weet of God nie dalk deur daar's by hom geen verhindering om deur min of deur baie te verlos nie. En ek wil met daardie hoop wil ek eintlik sê, wat is ons taak en rol? Kom ons bly nie stil nie. Kom ons maak ons monde oop, kom ons verkondig die woord, die heilige woord van die Here en wie weet of die Here nie ook op al ons pogings sy genade sal gee nie. Ja, dis so in kort broer of suster, ja, dankie vir die geleentheid. Dominee Pieter, u het hierdie tweede vraag gevra, wil u dit self voorhou? Ag, ek kan maar net lees wat ek deurgestuur het. Professor Raad, u is moontlik bewus van die debat en veral die FSA onder gereformeerde teoloë oor die koninkryk van God. Daar is die wat die Reformed Two Kingdom Doctrine uitbou. Party verwys ook kritisie verwys na dit as die Radical Two Kingdom Doctrine uitbou. Dis mense soos Dr. David Van Drunen en Michael Horton. Aan die ander kant is daar ook dan diegene wat daar teenargument, wat die eenheid van die koninkryk van God beklemtoon. Beide hierdie groepe beroep hulle egter op Calvin. So ek het maar gewonder, is die Reformed Two Kingdom groep korrek om hulle op Calvin te beroep? En dan tweedens, enige kommentaar oor hoe ons as gereformeerdes oor die koninkryk van God moet dink. Moet ons daai onderskeid tref, een of twee koninkryke? Ja, as jy nie die debat volg nie, is dit ook reg, dan kan jy eintlik maar net op vraag 2 reageer. Dankie vir die geleentheid. Dominee, ja, dis 'n groot en belangrike
punt van bespreking. Ek wil dit in 3 punte saamvat. Die reformatoriese standpunt oor die koninkryk van God. En nou verwys ek in besonder na Johannes Calvin en ek verwys in besonder na sy institusie. Daar gebruik hy die koninkryk van God in 2 verskillende sinne, betekenisse. In die eerste instansie die koninkryk van God in 'n geestelike sin as die wortelgemeenskap waarin die menslike geslag gewortel is en moet wees. Met ander woorde dat of dit nou gesin is en of dit nou staat is en of dit nou kerk is, al daardie sosiale strukture, ook die individue in daardie wortelgemeenskap met Christus, bepaalde verantwoordelikheid, bepaalde roeping het en so meer. En Calvin het, en dis die tweede gedagte, dit baie sterk beklemtoon dat dit nie beteken dat enige samelewingsinstelling vir hom in daardie sin daardie alleenheerskappy oor Christus synde die wortelgemeenskap waarin die mensdom gewortel behoort te wees kan opeis nie. Want die kerk het dit dikwels gedoen. En uit hoofde daarvan het die middeleeuse ekklesiosentrisme of kerkdominansie voortgesprei. In die Renaissance tyd het politieke owerhede hulle self weer as daardie uitsluitlike heersers en reguleerders van wat die ware belydenis, wat die ware betekenis van die woord en so meer moet wees, opgeëis. Met ander woorde, dat hulle self aanmatig om eintlik heerskappy te voer oor die wortelgemeenskap van die menslike geslag. Maar dan gebruik Calvin dit in 'n spesifieke sin. Wanneer hy dan van kerk en staat praat, dan bedoel hy dit in 'n spesifieke sin van die tasbare, die institusionele kerk, die institusionele staat. En dit beteken dan die kerk as struktuur wat as sosiale instelling sy belydenis volgens God se woord en volgens die grondslag, die oortuiging van die Christelike geloof behoort te handhaaf, en dat daar ook verskillende denominasies binne die Christelike kerkgemeenskap is, wat elkeen sy eie besondere aard, ook sy eie besondere toespitsings het. Maar die institusionele kerk en die kerk as wortelgemeenskap van Christus, 2 heeltemal verskillende dinge. So, ons moet nou waak daarteen, dat ons nie in daardie valse dilemma beland nie. En die enigste manier om daar uit te bly is om by die beginsels te bly. Die beginsel is dat almal van ons as Christene, as gelowiges, deel het aan die liggaam van Christus. En daardie oortuiging en belydenis behoort in alle samelewingssfere tot vergestalting te kom. 'n Goeie voorbeeld daarvan, en ek glo dat ons net nou 'n bietjie meer sal gesels oor artikel 36 van die NGB, omdat daar dikwels misverstande in die verband ontstaan. Die NGB is baie duidelik daaroor. Dit verwoord dit baie mooi. En nou is die vraag waarmee ons vanoggend besig is, en die grootste deel van hierdie gesprek daaroor handel, naamlik, is dit vir die staat geoorloof om die soewereiniteit in eie kring van die kerk as institusionele gemeenskap, en ek is bly dat dit beklemtoon is deur een van die vorige sprekers, wanneer ons van kerk praat, dan bedoel dit ook die plaaslike gemeente. Die plaaslike gemeente is ook volledig kerk. En dat ons uit hierdie synodokratiese en selfs kollegialistiese opvattings van die kerk moet bly, omdat dit teen ons gereformeerde Christelike belydenis stry. En dit beteken dan dat ons ook binne daardie konteks artikel 36 van die NGB so moet verstaan. So die debatte wat, en dis nie net in Amerika nie, ons vind hierdie oorbeklemtoning van die koninkryk van God, naamlik as wortelgemeenskap waaroor kerk en staat dan onderling met mekaar worstel, oor wie het nou die laaste seggenskap, vind ons baie wyd. Ons het dit ongeveer 30 jaar gelede baie sterk in Nederland ook gehad. So dit kom van tyd tot tyd op. En ek is bevrees dat die werklike, kom ons sê maar kalvinistiese of gereformeerde onderbou van hierdie argumente dikwels 'n gebrek aan diepgang en insig ontbeer. Baie dankie Prof. Ek sien hier nou net 'n vraag deurgekom. Ek wil hom net op die skerm
kry, gee my net 'n sekond. Calvin se konteks en ons konteks verskil radikaal. Hy kom uit die Rooms-Katolieke agtergrond. Ons is in 'n multipoliteïstiese, panteïstiese samelewing. Kan jy miskien daarop kommentaar lewer? François, dit gaan nie in die laaste instansie oor Luther, Calvin, Bullinger, Beza, die kerkvaders en so meer nie. Dit gaan in die laaste instansie oor die gesag van die woord, die waarheid van die woord, en in daardie verband het Luther dit so mooi verwoord met sy 5 solas, sola scriptura en so meer. So met ander woorde, alhoewel oor die tye, die forme wat state en kerke aanneem, institusioneel gesproke mag verskil, bly die waarheid van die woord nog steeds geld. En omdat ons in 'n sondige samelewing en tyd leef, waar ons ook die sondeval en die deurwerking daarvan elke dag rondom ons sien en beleef, behoort ons derentyd te strewe om daardie Bybelse waarhede in ons samelewings gestalte te gee. Dit beteken nie dat ons onsself aan 'n naam of aan 'n bepaalde kerk verbind as struktuur nie. En ons mag nou 'n multipoliteïstiese, panteïstiese samelewing wees, en dan moet ons dit in die lig van die woord van God beoordeel en spieël. Die vraag tot watter mate Calvin die Rooms-Katolieke gedagtes en so meer gestuur en besmet is, daaroor wil ek my nie nou uitlaat nie, behalwe om te sê dat die Here bewerk dit ook in epochmakende gebeurtenisse en tydperke. Dat hy sy dienaars roep. Ek sou net sowel kon vra, Aurelius Augustinus was waarskynlik een van die mees invloedryke teoloë wat die grondslag vir die Christelike belydenis en die waarheid van die woord skerp na vore gebring het. Ek sou net sowel kon vra, maar Augustinus kom hier uit 'n Romeinse agtergrond hier in Noord-Afrika, en ons lewe nou in ander tye. Het Augustinus vir ons enigiets te sê? En dan sy antwoord is ja, vir sover as wat hy by die woord van God en die waarheid bly. En daarom is Calvin ook wel in sy bepaalde worsteling met dit wat op sy weg gekom het, ook tot 'n mate tydsgebonde. In daardie tyd, moet ons sê, was die verhouding tussen kerk en staat baie prominent op die voorgrond. Hy het weliswaar oor die gesin en oor die bedryfslewe, kyk, hy was ook 'n regsgeleerde, hy het 'n doktorsgraad gehad in teologie en 'n regsgeleerdheid. En hy het 'n baie belangrike reformatoriese grondslag ook vir die regslewe geïdentifiseer. Die wesenlike onderskeid tussen publiekreg, burgerlike privaatreg en nie burgerlike privaatreg het Calvin gelei. Byvoorbeeld die publiekreg is die terrein waar die staat sy swaard mag gebruik om in die publiekregtelike orde, nou praat ons van strafreg en so meer, wandade en oortredings te straf. En dit is verskillend van die nie-burgerlike privaatreg, waar daar byvoorbeeld konflik ontstaan tussen individue in die regsverkeer om dit deur die burgerlike howe te hanteer. Maar dan het Calvin baie duidelik aangetoon dat in die nie-burgerlike privaatreg, dit is die interne regsfere van kerk, van verenigings, van skole en van besigheidsorganisasies. Daar is die staat nie veronderstel om in te gryp nie. So hierdie opeis van alle regsgesag, ten spyte van hierdie gedifferensieerde strukturele regsordes, is een van die dilemma's waarin ons nou is. Byvoorbeeld, die opmerking wat gemaak word dat omdat daar bepaalde misbruike is van aanranding, van seksuele uitbuiting, nou moet die staat begin om intern in te gryp in die burgerlike privaatreg van die kerk. Dis 'n absolute onding en ek is bly dit is so duidelik uitgewys. Die staat hoort nie daar nie. Weliswaar as daar eksterne ingrepe is, kom ons sê daar's verkrachtings, kom ons sê daar is 'n misbruik van mense, hulle waardigheid word aangetas, dan is die normale burgerlike howe daarom dit heen te neem. Maar in die gewone gang van sake, wanneer daar oor byvoorbeeld belydenisverskille is of daar's 'n kontrak met 'n predikant, die staat het niks daaroor te sê nie. Maar die staat eis vir hom die totale regsgebied van sowel interne
maar ook eksterne regseggingskap op. En dit bring my net by die laaste gedagte. Dit is die populistiese interpretasie wat die staat heg aan die grondwet. En Johannes Calvin sou onmiddellik daarteen in verzet gekom het. Omdat dit in stryd met die woord van God is. Dit is absolutisme. So daarmee wil ek net sê dat Calvin se denke van dit wat hy in die woord gevind het, was baie genuanceerd, rigtinggewend ook vir ons tyd. En daarom is daar weliswaar ook tekortkominge en gebreke, maar die waarheid van die woord in Calvin se denke en sy toepassings moet ons nie miskry. Baie dankie prof. Daar's nou nog so 10 minute oor. Daar het nog 'n vraag ingekom van Dr. Adi Slebush, maar dit gaan oor artikel 36. Ek het gedink om hom oor te hou vir die tweede vraagsessie, maar ek gaan hom voorhou en ek dink dis eintlik 'n vraag wat prof François Miller moontlik sal wil antwoord. Hy kan besluit of hom nou wil antwoord en nou. So die vraag is, hoe moet ons godsdienstvryheid verstaan in die lig van die skrif en artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis? Is daar 'n onderskeid tussen Christelike vryheid en die humanistiese idee van godsdienstvryheid? Prof Miller, wil jy nou antwoord of nou? Ek dink ek sal dit ook net nou antwoord. Kom ek sê net so, daar's beslis 'n verskil, maar ek dink, ek sal dit aanspreek as dit nie aangespreek word nie. Ek gaan dit nie eksplisiet aanspreek nie, maar ek dink ek gaan wel daaroor in daardie rigting iets sê wat die vraag behoort te antwoord. As julle voel dat dit nie geantwoord word in my aanbieding nie, of nie duidelik is wat die antwoord behoort te wees in die aanbieding nie, vra se, dan sal ek spesifiek daarop reageer. Goed, reg so, dan laat ons hom oorstaan. Goed, ons het nou by die punt gekom wat ons amper klaar is. Ons het vandag gekyk na die historiese reaksies. Prof Raad het dit vir ons gedoen. Toe het advokaat Oukamp vir ons gepraat oor die CRL spesifiek en die gevare wat dit vir ons inhou. En toe het professor Miller vir ons gepraat rondom hoe ons die owerheid moet sien en of het hulle God se dienaar moet wees of nie. En dan het Dominee Tommy nou so pas vir ons gepraat oor wat ons kan en moet doen. So ons is nou by die punt wat ons 'n bespreking gaan hê en so 'n paar vrae gaan hanteer. Maar voordat ons dit doen, wil ek net baie dankie sê aan al die sprekers wat vir ons vandag gepraat het. Baie dankie, ek weet dit is baie moeite. Dit is nie asof 'n lesing sommer maar net so van self gebeur nie. Daar gaan baie moeite daarin. So ek wil vir elkeen van u net baie dankie sê. Dan wil ek vir die vertalers wat in die agtergrond werk en wat ons nou nie sien nie, maar hulle is hard aan die werk. Baie dankie sê vir die moeite wat julle gedoen het. Daar was baie ekstra moeite voor die tyd ook wat nog gedoen moes word. Dankie aan elkeen van julle. En dan laastens wil ek aan almal wat hierdie seminar of hierdie webinar dan nou vandag bygewoon het, wil ek baie dankie sê. En daar's 2 redes hoekom ek dankie wil sê. Die eerste is dat u die moeite gedoen het om u Saterdagoggend basies op te offer vir hierdie webinar. En dan die tweede ding vir wat u nou gaan doen, en dit is om die boodskap verder uit te dra. Hierdie skakel wat u gebruik het om dit by te woon, dit sal ook gebruik kan word. Dit is ook hier onder op die skerm wat u kan gebruik om die boodskap ook verder uit te dra. Ons as deputate owerheidsake sal ook verder besin oor wat verder gedoen kan word en dan ook advies deurgee aan die kerke. Maar ons is nou by die punt wat ons dan nou die vraag wil hanteer. Nou daar was 'n vraag wat deurgekom het na die tyd wat ek eintlik misgekyk het vir advokaat Pieter Oukamp. En die vraag is, die CRL se seksie 22 komitee voer aan dat die misbruike soos om gif episodes, gras eet, geld steel ensovoorts hokgeslaan moet word. Is dit 'n wesentlike probleem, is die eerste vraag. Tweede, het die owerheid 'n verantwoordelikheid om hierdie probleme aan te spreek? En dan indien wel, hoe moet dit lyk? En dan die derde, wat is die kerk se verantwoordelikheid om dit hok te slaan? Pieter, as jy vir ons miskien net kan antwoord. Ja, Frana, miskien net voordat ek dit doen, ek dink net van ons almal se kant af ook, jy het geweldig baie tyd agter hierdie projek ingesit. Ek dink amper dit was van die begin af of jou inisiatief.
Dankie vir jou moeite en jou ywer daarmee. Jy het baie geduld gehad met ons, in elk geval met my. So baie dankie vir jou ywer daarin. Ons waardeer dit opreg. Om by die vraag te kom, in die eerste plek, ja, dit is seker 'n wesenlike probleem. Ons weet nie wat die omvang daarvan op hierdie stadium nie. As 'n mens maar net gaan kyk en jy sien dikwels, jy weet veral die charismatiese predikers wat geweldige groot kerk het, hulle het hulle eie vliegtuie, diersport, motors ensovoorts. So daar is sekerlik die moontlikheid daarvan dat daar misbruik kan wees aan die agtergrond. Ons het die bewyse daarvan nie, so ons kan nie heeltemal oordeel nie. Dat daar wel dinge is wat gebeur wat nie reg is nie, dit sien ons kortliks of nou en dan wel in die media, dat dit ook voorkom. Nou, wat die owerheid se verantwoordelikheid betref, natuurlik, die owerheid het, soos wat ons nou ook gehoor het, Prof Francois se gesprek ook vroeër, daar's 'n spesifieke funksie wat die owerheid het. Die owerheid moet sorg dat dinge ordelik en in goeie orde verloop, dat die inwoners van die land, die publiek, beskerm word teen verkeerde dinge, en daarom het die verantwoordelikheid val die regering toe, of die owerheid toe, om toe te sien dat daar wetgewing is wat sekere dinge beperk, maar onthou nou, ons praat van dat die verkeerde dade, dit wat in elk geval strydig is met die woord van God, wat ons aanbetref, dat dit beperk word, dat dit gestop word, maar hulle het ook die verantwoordelikheid op, eerstens wetstoepassing, met ander woorde, sorg dra, dat daar die persone wat oortree, wel ingebring word, en dan ook dat die regspraak plaasvind, en dat die nodige strafbaar van toepassing, dan ook daar toegepas kan word. So die owerheid het 'n besliste verantwoordelikheid, of hulle dit altyd nakom, dit is natuurlik nou ook weer 'n ander vraag, maar die oplossing lê nie in geweldige regulering van ander dinge nie, die oplossing lê in die toepassing van die basiese wette wat daar in elk geval in die land geld. Wat die derde vraag betref, ons verantwoordelikheid om dit hok te slaan, ek dink in die eerste plek is die wyse waarop ons na buite lewe, die voorbeeld wat ons self stel, dat mense deur ons lewe kan sien, hoe is jy veronderstel om te lewe as 'n Christen gelowige, die nakoming van, om dit nou maar dood eenvoudig te stel, van die 10 gebooie, die gebooie wat God daar gestel het, die struktuur wat hy ingestel het, die wyse waarop die regering ook sekere wetgewing instel, ons moet die voorbeeld neem daarin, en dan uit die aard van die saak, is ons belangrike funksie nog steeds, om as profeet, priester, koning op te tree, om werklik dit wat verkeerd is, uit te wys, daarteen te profeteer, daarteen te praat, dit duidelik na vore te bring, maar ook om ons eie lewens reg te trek, en seker te maak dat die voorbeeld wat ons stel, 'n navolgenswaardige voorbeeld is, want ons moet lewe en streef daarna om te lewe, soos wat Christus van ons verwag. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Baie dankie Pieter, ja nee, ek dink dit doen. Dan het ons die laaste vraag wat ons net nou aangeraak het, wat oor die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan, en dit lys soos volg: hoe moet ons godsdienstvryheid verstaan in die lig van die skrif en artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis? Is daar 'n onderskeid tussen die Christelike vryheid en die humanistiese idee van godsdienstvryheid? Prof Miller, het u miskien iets om daaroor te sê? Ek weet, Prof Raad het aangedui, hy wil ook ietsie sê, maar Prof Francois, u kan eers gaan. Nee, ek sal graag eers gaan, ek wil nie my kamera aansit, maar ek sien my kamera wil nie saamwerk nie. Godsdienstvryheid, ek dink is ek net ook gesê, die begrip het ontwikkel, en een van die probleme is dat, dis hoekom ek net nou gesê het, die artikel 36 gaan eintlik uit van die regte vorm van die ware godsdiens. Maar jy kan nie van iemand wat nie 'n Christen is nie, en kom ek sê eerlik, iemand wat nie die Here ken nie, nee, kan jy nie verwag om daardie onderskeid te tref nie. So, die beste wat jy kan doen is om te sê, gee my ten minste die geleentheid om my geloof uit te leef, gee my ten minste daardie vryheid. Dit is beter om my die vryheid te gee om reg te doen, terwyl iemand anders dan daardie vryheid kan misbruik, as om almal die vryheid te ontneem, om vir ons hulle geloof op te tree, solank as wat dit binne die wet is. Ek weet nie of dit genoegsaam die vraag antwoord. Die Frans, miskien kan jy net weer sê, want ek het nou probeer om my kamera aan te sit,
terwyl jy die vraag gevra het, dat ek net seker maak ek antwoord mooi, of andersins kan Prof Raad eers antwoord en dan kan ek byvoeg as ek dink dis Die nodig. vraag was, is daar 'n onderskeid tussen die Christelike vryheid en die humanistiese idee van godsdienstvryheid? Daar's verseker 'n onderskeid. Humanisme sien godsdiens bloot as 'n uiting van die mens. Humanisme erken nie godsdiens as 'n reaksie op God se openbaring nie. Humanisme onderskei nie tussen ware en valse godsdiens nie. En so ek sê, jy kan selfs sukkel om te kan onderskei tussen die regte en die verkeerde vorm van die ware godsdiens. Want daar is mense wat die Here aanbid, maar op 'n verkeerde manier. Terwyl artikel 36 eintlik daaroor gaan dat jy die regte God op die regte manier moet aanbid. Goed, baie dankie. Prof Raad, enige kommentaar van u kant af? François, ja, hierdie is 'n aangeleentheid wat eintlik 'n afsonderlike lang gesprek behoef. Ek wil net beklemtoon, een van die aangeleenthede wat ons nog nie voldoende aandag aan gegee het nie, is die hermeneutiese konteks van artikel 36 van die NGB. 'n Mens kan geen dokument, jy kan geen verklaring, histories gesproke, beoordeel of uitlê as 'n mens nie met die konteks rekening hou nie. So dat hier is 'n hermeneutiese vraag. En nou wil ek net op twee aspekte wys. Die een is die eerste gedeelte van artikel 36 lê baie sterk klem op die feit dat die uitoefening van amptsgesag nie 'n willekeurige aangeleentheid is nie. Met ander woorde, dat alle gesag van God kom en dat dit amptsgebonde is. Verskeie skrywers het in die politieke wetenskap oor jare die feit beklemtoon dat daardie amptsgedagte in die reformatie geweldige kragtige invloed gehad het. Juis om diegene wat oor owerheidsgesag beskik te herinner aan die feit dat hulle 'n positiewe plig het, maar tweedens dat daar ook perke aan hulle gesag is. Met ander woorde, dit hermeneuties gesproke vind ons hier 'n verklaring teen magsmisbruik. Die tweede gedeelte, en daarby wil ek net 'n bietjie stil staan, lui en hulle amp is nie alleen om ag te gee op en te waak oor die burgerlike regering nie, maar om ook die hand te hou aan die heilige kerkdiens om te weer en uit te roei alle afgoderry en valse godsdienst. Hier staan nie dat die burgerlike owerheid alle afgoderry moet uitroei en valse godsdienst moet bestry nie. Daardie taak en daardie funksie die burgerlike owerheid nie. Die agtergrond hiervan was die feit dat die opkomende reformatoriese belydenis, die opkomende gereformeerde gemeentes in Nederland en in Frankryk baie swaar onder vervolging gelei het. En dat 'n horde van reformatoriese skrywers, kom ek noem maar net een, Marnix van Sint Aldegonde, baie sterk beklemtoon het dat die gereformeerde kerke, gemeentes, oor dieselfde regte en vryhede beskik as enige ander van die godsdienstgroeperings. En dat hierdie gedeelte juis daarop dui, naamlik dat die burgerlike owerheid daardie positiewe plig het om alle burgers, alle burgerlike instellings, ook die kerk te beskerm, sodat hulle roeping, hulle vryheid, hulle regte kan uitoefen. Dis die eerste gedagte. En tweedens, dat indien die gemeentes, indien die kerk in staat gestel word om sy roeping, sy positiewe roepingsplig en roepingsvervulling uit te leef, dan uit te roei alle afgoderry en valse godsdienst. Met ander woorde, dat die kerk sy taak moet nakom. Dat die kerk sy plig om die belydenis van Jesus Christus as ons enigste saligmaker en verlosser, om dit te handhaaf en uit te leef, sodat dit dan die gevolge sal wees. Met ander woorde, maar ook om die hand te hou aan die heilige kerkdiens, sodat geweer en uitgeroei kan word alle valse godsdienst. Die kerk, dit lê op die kerklike verkondigingsplig en taak, nie op die van die staat nie. Oor die res wil ek nou nie uitwy nie, maar ek wil net pleit daarvoor dat artikel 36 partykeer die speelbal word van willekeurige interpretasies wat nie met die historiese konteks en die
en die hermeneutiese konteks waarbinne dit waarbinne tot stand gekom het, altyd korrek geïnterpreteer word nie. En dit beteken dan dat alle kerkdenominasies oor daardie vryheid en reg beskik, en Calvin het dit ook baie sterk beklemtoon, behalwe as hulle self oorgee, soos dit reg aangetoon is, aan oproer, wanneer hulle die burgerlike orde versteur en wanneer hulle die publieke orde dermate bedreig dat die regte gebalanseer en geharmoniseer moet word sodat alle mense en instellings hulle positiewe roeping kan vervul. Baie dankie Prof. Ons het dan nou vandag dan aan die einde gekom van hierdie seminar. Ons is so 'n paar minute voor skedule, so ek gee so vir 'n paar minute vir u terug. Ek wil net afsluit deur vir julle hierdie deur te gee. Julle kan kontak maak met ons by owerheid deputate. Ek het daar 'n fout gemaak dat ek dit net gou regstel. So is owerheiddeputtate@gmail.com en die uitsending is uitgesaai by youtube.com vorentoe skynstreep owerheid deputate. So toekomstige dinge sal ons ook daarso met u deel en u kan met ons kontak maak. Pieter Oukamp, kan ek vir jou vra om vir ons met 'n gebed af te sluit? Ek maak so. Kom ons sluit dan hierdie oë. Ons almagtige troue God, Hemelvader, o Here, ons dank en loof U dat ons ook in die middag van hierdie dag U naam mag aanroep, dat ons saam, o Here, oor die lengte en breedte van die land kon besin met U genade ook oor sake wat U kerk raak, in besonder, o Here, wat ook die kerkregering raak en ons uitlewing van ons godsdiens, ons belewing daarvan. Ons dank U Vader dat U in die groot genade ons ook deur die Gees naby was. En ons bid dat U ons sal lei in hierdie dae wat voorlê, die tye wat voorlê, dat U ook, o Here, die werke van Satan ongedaan sal maak in hierdie opsig. Dat U ons as kerke sal lei om vas te staan, te volhard. En o Here, wanneer dit mag kom, dat ons moet vas staan, dat ons moet weerstand gee, wanneer ons, o Here, dalk in 'n posisie geplaas word waar ons moet kies tussen die ewige waarheid van U woord en dit wat op ons afgedwing mag word, dat ons die krag en die genade sal ontvang om te doen wat reg is in U oë. Ons bid dan ook so in besonder, Here, vir hulle wat wêreldwyd vervolg word, daar waar daar vervolging is, swaar kry is weens omstandighede, dat U ons broeders en susters in die geloof van God van nabyheid sal wees, en dat U ons sal bewaar. Bewaar ons in hierdie land, o Here, bewaar ons dat ons diensbaar sal wees in U koninkryk, en dat ons môre ook weer, wanneer die Sabbatdag aanbreek, ons sal opgaan na U bedehuis om U te loof en te prys vir U genade. Vergewe dan ook so ons sondes, kom ons swakhede te hulp, en dra ons in die ewige troue liefde om Christus wil alleen. Amen. Baie dankie almal vir julle bydrae. Ons waardeer dit. 'n Geseënde dag verder vir u ook. Baie dankie François vir al jou moeite, kollegas. Baie dankie vir 'n vrugbare gesprek. Seënwense vir julle. Dankie van my kant af ook. Ja, baie dankie almal. Baie dankie van my kant af. Moet gaan.